So Johanna journey hierdie laaste tyd saam met ons deur Efesiërs. Dit was nou onlangs Pinkster gewees. En ons gaan aangaan met dieselfde gees. Maar ek wil hom vanoggend bietjie baie huis toe bring. So ek wil vanoggend bietjie stil staan. So as jy hier wonder van dit gaan iets nuuts wees in 'n groot openbaring, sorry. Ek het nie soveel tyd gehad om voor te berei nie. Nee, stil staan. Ons gaan vanoggend vra. Jy gaan vanoggend vra vir jou eie hart. Jy weet, ons kan so baie oor inligting hardloop en goedjies gesels en dinge doen en tyd aanjaag, maar ons staan nie stil nie. En my gebed regtig vanoggend is dat die Here en die Gees vanoggend met elkeen praat wat hier is. So ek's baie opgewonde. En ons gaan dit definitief vergelyk met Handelinge. Hoe lyk Handelinge in 2025? Vinnige recap waar Johan laas gestop het, Efesiërs 4:12-13 sê, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot volwasse man, tot die mate van volle grootte van Christus. So yes, ons gaan vanoggend nie praat oor mans nie, maar oor geestelike volwassenheid. En ons gaan hom terugtrek Handeling toe. Hoekom Handelinge? Dit was die eerste kerk. Na die Heilige Gees uitgestort is, het daar goed gebeur. Die boek Efesiërs het nog nie bestaan nie. Hy is geskryf deur die journey van Handelinge. So, hoe het Handelinge dan nou geweet wat om te doen? En ons het dit al gelees in Efesiërs, ons word bekragtig deur die Gees. Wat ek gedoen het is, ek het die versies uitgehaal, en net die versies bymekaar gesit. Dis die opsomming van Handelinge. Daai hele lang boek, som hier op. Luister mooi. Bekeer julle en word gedoop in die naam van Jesus Christus. Ontvang die Heilige Gees. Toegewy aan die leer, die gemeenskap, die breek van brood en die gebede. Hulle het alles gedeel. Vervul met die Gees het hulle met vrymoedigheid die woord verkondig. Wonders en tekens het plaasgevind. Niemand het gebrek gehad nie. Hulle het met blydskap gelei vir sy naam. Die woord het bly groei. Die disippels het vermenigvuldig. Die Gees het hulle gestuur. Hulle het gehardloop in gehoorsaamheid. Dis Handelinge. Eerste vraag vanoggend is, hoe lyk die kerk 2025 in vergelyking met daai statement? Die groot gedagte vanoggend is dat die wêreld van Handelinge lyk soos ons sinne. Wie weet wat is nou vanoggend die varsste nuus in die wêreld? Donald Trump het sy move getrek. Die wêreld lyk soos daai wêreld. Dis dieselfde wêreld. Nou wat is die verskil tussen Handelinge en 2025? Die Gees het hulle gedryf tot aksie van groei. Die probleem is nie die wêreld nie. Dis jou reaksie. En dis waaroor ek wil vanoggend stil staan. Handelinge 2 vers 38 sê, toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees ontvang as gawe. Ons het daaroor gepraat hierdie laaste tydjie. Nou as jy die Heilige Gees ontvang het, en ons het nou gekyk dat dis die Heilige Gees wat Handelinge beweeg het, en ons beweeg nie, wat se slotsom los dit ons by? Ons gemak. Die eerste ding wat die Heilige Gees kom doen is hy kom oortuig ons oor ons gemak. So, kudos vir julle wat vanoggend opgestaan het om hier te sit. Dis daarom nog nie op jou van toepassing nie, maar die ander wat in die bed lê, wat se keuse het hulle gemaak? Jy weet, toe daai tyd Handelinge die woord hoor, het hulle onmiddellik bekeer. Nou wat beteken bekeer?
180. Vandag, ons wag. Ons maak verskonings, ons stel uit. Jy weet, ek het 'n rowwe week gehad. Sondag is al dag wat ek bietjie af is. Maar as ons Handelinge lees, dan staan daar, hulle het nie die gemeenskap en die apostelse prediking, woordlering, weggebly van nie. Dis die eerste een wat ek vanoggend wil uitdaag. Hoe's jou commitment teenoor kerk? Nie die kerkie, kerk. Is jy in 'n gemaksone? Doen jy maar soos jy voel? Werk. Wat verwag jy? Wat stel jy uit? Ek sien hier so 'n klein bietjie jeug. Skool. Die vraag vanoggend is, sou jy ook verskonings hê soos vandag? Sou jy ook verskonings hê soos vandag as jy in Handelinge gelewe het? As jy deel was van die movement in die eerste kerk, sou jy daai selfde verskonings gehad het as vandag? Dink ons is vandag besigger as hulle. Hulle moet stap waar hulle kom. Ons kan ry. Ons kry meer goed gedoen in vandag se tyd as wat hulle gedoen het. Maar as ons die kerk kyk, beweeg die kerk stadiger as Handelinge se kerk. En daai is die eerste punt. Oortuiging bo gemak. Jy weet, ons kan die woord so lees. Die vraag wat ek wil vra is, hierdie journey van Efesiërs 1 tot 4, hoeveel oortuigings het jy al in jou hart gehad hierdie tyd? Of is dit net nice om te hoor? Word jy oortuig om uit jou gemaksone te klim? Of is jy nog okay waar jy is? Is jy dieselfde mens vandag as wat jy Januarie was? Ons gaan nou 'n bietjie kyk hoe lyk dit. Voorbeelde van gemak. Bekeer jou en laat jou doop. Maar van is, jy moet nou die doop, ons nou eens die doop, is 'n verskoning, is dit nie? Wat hou jou terug? Want as die oortuiging nie by jou geval het nie, wat hou jou terug? Ek's nog nie gereed nie. Gereed vir wat? As jy mos bekeer het, moes jy al iets gehoor het om jou gereed te maak. Nou, hoekom is jy nie gereed vir die doop nie? Kan ek 'n secret vertel? Want ons wil nog die een voet daar hê en die ander een hier. Die oortuiging was nog nie 100% nie. Te skaam oor Jesus om by die werk te praat. Ek loop nie met die badge van Christendom op my rond hierdie. Ek loop nie met die Bybel onder my arm nie. Nou ek's in besigheid. Mens doen tog mos nie besigheid met 'n Christen ou nie, nee, dis die gevaarlikste een. As jy skaam, gaan jy opstaan vir wat reg is. Ek's 'n ouer ook. Kom ons vat ons skole. Ons praat maklik om die braaivleisvuur van wat nie werk nie. Maar staan ons op vir dit? Ok, nou iemand wat almal kan relate. As jy daai potholes laat. Nee. Kyk, almal hardloop Facebook toe. Almal het al meetings met die Meyer se kantoor. Nee. En ons as kerk, jy as Christen, jy as oortuiging, jy as voorbeeld van Jesus, praat hoe van die munisipaliteit. 'n Skepper van God. 'n medebroer of suster wat daar werk. Ons lees nou net Handelinge sê en hulle was een gewees. Maar elke keer wat jy die pothou slaat, waar is jou hart dan? Harde woord. Ek weet, kinders se sport is belangriker as kerk. Loopbaan voor roeping. Ek noem dit net uit.
Die Heilige Gees sal in jou hart praat wat van toepassing is. Ek wil ook net noem, daar's niks fout met kinders in sport nie. Hoor my hart. Hoor die Here se hart. Sy hart is jou hart. Jy weet diep binne wanneer jy uit lynheid is en wanneer jy nie uit lynheid is nie. Handelinge 2:42 tot 44. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die ouderlinge, verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met die diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en hulle het alles met mekaar gedeel. Daai is die tweede ene. Apostels se lering. Wie behoort in 'n lewegroep? Wie ontmoet in die week en praat oor die Bybel? Jy mag nie jou hand opsteek as jy nie ja is, jy sien jou hartjie. Hoor jy wat ek probeer sê? Ons verwys so maklik na Handelinge as die huiskerk. Hulle het by mekaar se huise by mekaar gekom en brood gedeel, saam geëet. Jy sit vanoggend langs iemand, 2-3 rye van jou af. Ken jy sy naam? Het jy hom al genooi vir 'n ete by jou huis? Maar ons is een kerk. Moeilik een, né? Bid jy saam met mense wat hier om jou sit? Of is jy skaam om te bid vir ander? Mense bo programme. Handelinge het saam gebid en saam geëet en saam gedeel. Nie skrif gedeel nie, Rose. Hulle besittings. Maar ons kom by daai een. Vandag het ons ydelverhoudings, dis 'n mooi groot woord, nee. Moet my nie vra wat dit beteken nie. Ons ydelom, nee. Ons het ydelverhoudings. En oppervlakkige kontak. Jy weet, jy so in die verbygang. Hoe gaan dit met jou? Nee, goed, nie alles sal mooi. Kom. Vir hoeveel mense het jy al genooi vir 'n braai en daai braai het nog nooit gebeur in 5 jaar nie? Ons het mekaar lanklaas gesien, ons moet tog regtig braai, né? Ja. Wanneer ons skedule dit toelaat. En dan kyk ons Handelinge. Hulle was wees. Dis wie hulle was, is kerk, Christen. Wie ken jou lewe regtig? Kan jy een naam noem? Maar ek praat van regtig, diep rou binne regtig. In vandag se tyd sonder ons af. Niemand weet hoe depressief jy is nie. Jy ken nie eers almal in jou kerkbank nie, het ons gesê. Ons gee vir sendelinge. Sorry MB, ek gaan nou eers teen daai ene praat. Jy gee vir sendinge deur aan 'n kant. Maar jou buurman het nie kos vanaand nie. Jy gebruik jou sosiale media. Neem 'n foto langs die lagoon, jy draf lekker, dit gaan goed met my en almal kyk na jou. Kyk hoe mooi bly is daai ou, maar dit is 'n smokescreen bo ware verhoudings. Ek voel daai ene is die een vir vanoggend. En dit gaan oor jou oortuiging. Is jy oortuig dis wat kerk is? En nou wil ek een stapie verder gaan. Of gaan dit oor jou? Laaste ene, Handelinge 13. Toe hulle op 'n keer by mekaar was om die Here te dien, om te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder Barnabas en Saulus vir my af, om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het.
nadat die gemeente gevas en gebid en hulle die hande opgelê het, het die gemeente hulle laat gaan. So is Barnabas en Saulus deur die Heilige Gees uitgestuur. Hulle het na Seleukie toe gegaan en daarvandaan na Siprus toe oorgevaar. Gees bo stelsels. Wanneer jy 'n besluit maak, het jy gebid daaroor, gevas daaroor. Ons vertrou vandag so maklik in ons netwerke. Wie ken daai ding, jy is wie jy ken. Ons netwerke waarin ons beweeg, is wie jy raak. Die Gees is uit dit uit. Wanneer laas het jy gevra, wat wil U hê vir jou lewe? Ons praat ook so maklik oor hierdie ene. Wat wil U hê? Handelinge 6:7, die woord van God het verder versprei en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. Nie omdat samelewing maklik was nie, maar omdat gelowiges radikaal was. Hulle het hulle verantwoordelikheid verstaan en volwasse keuses gemaak. Wil 'n bietjie op daai stil staan. Wat het ons gelees in Efesiërs? En hulle tot volwassenheid gegaan. Ons het Vrydag by die mannegroep bietjie gesels en ek het 'n vraag daar gegooi. Wat is die verskil tussen 'n kind wees en 'n groot mens? Wie is hier wat ouers is? Ons almal sê tog ek wens ek kan net weer 'n kind wees. Wie kan vir my sê, wat is die verskil tussen 'n kind en volwassenheid? Gaan hom in Engels sê, hy rol so lekker. Responsibility. Of jy nou wil of nie wil nie, jou kar en huis moet betaal word. Dis wat vir my uitgestaan het. One thing om jou van volwasse Christendom te bring is, verstaan jy die verantwoordelikheid wat by jou is? Handelinge 1:8 en hulle die Gees ontvang en hulle was gestuur. Doen jy jou rol? Of is jy nog in die gemaksone van verskonings? Verstaan jy, het jy die oortuiging van verantwoordelikheid? Jy verstaan, as jy nie weet wat jou verantwoordelikheid is, hoe gaan jy keuses maak? As pa, weet jy jou verantwoordelikheid is jou gesin, en jy moet woord vir hulle gee, waar? By die kerk, so ons gaan kerk toe. Jy weet jou verantwoordelikheid is om in te skakel by 'n gemeenskap. En die gemeenskap kom by mekaar in kleiner groepe. Het gaan nie of jy nie wil of nie wil nie, jy skakel in. Jy weet van iemand wat swaar kry in jou gemeenskap. Jou verantwoordelikheid is deel met hom. Hoekom sit die kerk nog stil? Derde kolletjie, lees hom mooi. Handelinge, it was not a religious routine. Jy kom nie kerk toe wanneer jy lus het nie. It was a revolutionary way of life. Hoor jy dit? Dit was nie 'n routine nie. It was a way of life. Jy het either so geleef, of jy was nie in Handelinge gewees nie. Jy was either deel van die Christene, of jy was nie.
Daar was nie 2 ways gewees nie. Hoe vergelyk jou lewe met die model van Handelinge? Is 'n diep een. Ek weet, vanoggend is 'n diep een. Maar ek wil op een ding afeindig. Ons is geroep om mature te word. En jy gaan nie 'n volwasse wees as jy nie die verantwoordelikheid besef nie. Handelinge se mense was ook besig. Die lewe het ook gedruk in daai tyd. Inteendeel, hulle was vervolg, hulle was uitgejaag uit die dorpe uit. Hulle moes in gemeenskappe buite in die dorp begin bly. Ek wil een statement maak vanoggend en kom praat met my na die tyd as jy nie saamstem nie. Ons sê ons is in 'n vry land. Ons word nie vervolg nie. Ons word. Wat is vervolging? As jy word heeltyd die vraag gegooi, maar jy is mos 'n gelowige. Glo jy nie? En as jy sê ja, dan word jy geboelie, jy word gepiek op, jy word gevat, jy word geafgesonder. Is dit persecution? Sommige kom alright op? Stem ons saam op daai ene? Ok, nou hoekom by jou werksplek in Walvis staan jy nie uit soos 'n lig in die duisternis nie? Want jy skaam om te sê, luister baas, jy mis die punt. My geloof is, ek moet Sondag by die kerk wees. Dis radical, is dit nie? Maar dis wat Handelinge gedoen het. Gaan jy dit kan doen uit jou eie uit? Dis hoekom ons die Heilige Gees nodig het. Praktiese goedjies. Hierdie week wat kom, vra die Heilige Gees daagliks vir leiding. Vas 1 dag vir jou roeping hierdie week, vir gehoorsaamheid. 1 dag. En dan daag ek jou uit, begin disippelskap, nooi iemand vir 'n ete. 1 ou. 1 ou. Gaan dien iemand prakties. En dan wil ek afsluit, dit gaan nie oor jou nie. Ek voel regtig hierdie laaste tyd met alles van Efesiërs wat aangaan in die wêreld, Donald Trump, Israel, Iran. Ons moet ons oë oopmaak. Ons is hier vir 'n mission, en wat is die mission? Matteus 28. Gaan en maak disippels. Leer hulle die dinge wat ek julle geleer het. En stuur hulle en doen dit weer. That's the way of life. Sien om na mekaar. Kom ons lees weer Handelinge. En ek wil hê lees hom nou uit hierdie verstand uit. Bekeer julle en word gedoop in die naam van Jesus Christus. Ontvang die Heilige Gees, toegewy aan die leer. Die gemeenskap. Die breek van brood en gebede. Hulle het alles gedeel. Vervul met die Gees het hulle met vrymoedigheid die woord verkondig. In die skool, by hulle werksplek, waar hulle beweeg. Vrymoedigheid. Wonders en tekens het plaasgevind. Niemand het gebrek gehad nie. Niemand as broer en suster het gebrek gehad nie. Hulle het met blydskap gelei vir sy naam. Weet, ons praat so maklik, Paulus het in die tronk gesit toe hy Filippense geskryf het. En as jy in die tronk is, emosionele tronk, die disippels het vermenigvuldig. Sondag na Sondag is hierdie bankies se spots dieselfde openinge. En af en toe change die gesiggies wat in die stoele sit. Is dit nie waar nie? Die Gees het hulle gestuur. Hulle het gehardloop met gehoorsaamheid. Jy weet, hy het nie
verskonings uitgedink nie. Hy het nie goedjies probeer justify nie. En ek gaan hom nou eindig met hierdie ene. Hy het nie probeer 'n versie vat om iemand anders te oortuig van, nee, jy hoor hom eintlik nie reg, hy moet nou eintlik so wees, om jou kant te staaf in hoekom jy nie oorgaan in aksie nie. Bekeer jou en laat jou doop. Nou sê jy, ek het nou bekeer, die doop ene het dit nou gebeur direk na bekering, of was dit 'n maand later, of waar pas hy nou en, nee, hy is klaar besig om net 'n loop te soek, is dit nie? En ons het in gehoorsaamheid gegaan, of ons het possessions gedeel. Ja, jy moet nou onthou, in daai tyd was dit nou eintlik so, en hierdie ou moet eintlik nou eers werk kry, voordat ons vir hom 'n broodjie kan gee, want hy gooi in anyways die dinge in die astrom. Jy hoor wat ek sê? Ons vat sy eie woorde en probeer dit pas vir jou. Ek hoop regtig julle hoor vanoggend die Vader se hart. Die wêreld gaan sy rigting. Dis nou die tyd waar Handelinge van toepassing is, om die wêreld hoop te gee, te wys dis die lewenswyse. Worshipspan kan maar opkom. Heilige Gees, mag hy jou gemak breek, jou vrees wegvat en jou afleiding uitsorteer dat jy kan fokus. En ek wil weer hierdie ding afsluit mee. It was not a religious routine. It was a revolutionary way of life. Baie mense gaan hulle self Christene noem. En ons weet wat gaan verder gesê wees. Maak my soos die kerk van Handelinge, vol vuur, vol geloof, volkome u sinne. Dis waaroor dit gaan. Dis die verhouding met die Here. Hy het vir jou betaal deur Jesus se bloed. Hy bekragtig jou deur die Heilige Gees, sodat jy die hoop en die antwoord vir die wêreld kan wees. Dis jou verantwoordelikheid. Jy moet die keuse maak, waar is jy? Het jy die oortuiging ontvang? Of het jy nog nie die oortuiging ontvang nie? Ek hoop regtig dit draai binne in julle hierdie week wat voor lê. Staan saam met my. Papa Vader, dankie dat ons vanoggend u hart kon hoor, Vader. Ja, Heilige Gees, ek bid dat die woord wat hier uitgegaan het, sal vasval in harte, Vader. Dat dit sal vrug dra, sodat Walvisbaai kan sien tot wat u in staat is, Vader. Deur die manier hoe u kinders leef. Here, ons offer onsself vanoggend opnuut op. Hier is ons. Gebruik ons, Heilige Gees. Gee ons die wysheid en insig om die regte besluite te maak. Gee ons die krag om met vrymoedigheid te kan staan in moeilike situasies. Maak nie saak wat die nagevolge is nie. Here, ons vertrou u met alles. Ons weet ons kan nie sonder u nie, Vader. Breek ons harte vir wat u gebreek word, Here. Bou ons volwassenheid om te kan staan in hierdie tyd van vandag. Ons bid dit alles in u Seun se naam alleen. Amen.